Welkom by hierdie kanaal, waar ons Jesus die Christus verheerlik. Dit is my wens in hierdie kanaal dat jy buite hierdie aardse bestaan dink en mediteer oor die geestelike en ewige dinge van God. Ek hoop jy gaan voort met hierdie reis wat die Heilige Gees van God in jou begin het om voort te gaan om God verder te soek en te ken. Ek lees eerder die woord van God vir jouself in plaas daarvan om die opinies te glo wat deur mense gegee word. Hier doen ons bes om die evangelie van Jesus die Christus in ten minste 30 hooftale te deel. In byna elke video deel ons deur die Bybel dat Jesus die Christus God en Verlosser is. Ek hoop die Heilige Gees van God maak die ore en oë van jou verstand, siel en gees oop, sodat jy Jesus die Christus as God en Verlosser kan aanvaar. As dit nie die Heilige Gees van God is wat aan jou openbaar wie Jesus die Christus is nie, dan kan niemand aan jou openbaar wat net die Heilige Gees van God kan doen nie. Die Heilige Gees van God openbaar dit ook aan jou deur die kosbare geskrewe woord van God. Dit is ook ons missie dat jy, nadat jy Jesus die Christus as God en Verlosser aangeneem het, gedoop word en 'n ingeligte disipel van ons God en Verlosser Jesus die Christus word. Die woord van God beantwoord duidelik soveel van ons vrae oor God en 'n kompleksiteit van onderwerpe in die Bybel. God is uiters kompleks omdat hy oneindig is. In hierdie studies hoop ek dat jy net 'n bietjie op 'n slag kan leer oor die kompleksiteit van God. Jesus die Christus is uiters kompleks soveel dat jy geen idee het nie. Laat ons vandag die woord van God leer en hopelik kan jou siel, gees en verstand net 'n klein blik van sy oneindige natuur sien. Dit sal een van die vele video's wees oor sy multidimensionele infiniete glorie. Kom ons kyk vandag wat Jesus die Christus gesê het oor God self. So bly ingeskakel. Kom ons stap saam op hierdie reis om meer te weet oor Jesus die Christus en sy komplekse, multidimensionele en oneindige natuur en glorie. Weereens welkom. Ek wil al die wonderlike mense van die hele Afrika bedank wat hierdie taal praat. Mag jy vandag geseën word deur die kosbare woord van God te hoor. Omdat ons studies in verskeie tale voorberei, kan ons 'n vertaling van die Bybel in die taal van daardie land gebruik. Indien jy verkies, gebruik die vertaling van jou keuse in jou eie taal om die skrifture in hierdie studies te vergelyk. As jy in Jesus die Christus glo, vra ek jou om die volgende te doen. Neem asseblief 'n paar sekondes van jou tyd om in te teken en gee 'n like aan die video's om ondersteuning vir hierdie kanaal te wys. Gebruik ook hierdie kanaal om in die kommentaar 'n kort getuienis te plaas van hoe Jesus die Christus jou gered en jou lewe verander het. Jou getuienis sal iemand anders seën wat dit lees, glo dit. Ons deel God se woord met jou sodat jy kan groei in die woord van God. Terselfdertyd waarsku ek jou oor leerstellings wat in stryd is met die woord van God. Ons sal jou leer oor individue, groepe of oortuigings wat ons glo in stryd is met die woord van God. Ons leef in tye van groot misleiding, so dit is belangrik dat ons fundament die woord van God is en dat ons deur die Heilige Gees gelei word om die disippels te word wat Jesus die Christus wil hê ons moet wees. Jesus die Christus het gesê soos geskrywe is. Matteus 28 vers 19 tot 20, Afr 83 vertaling.
19 Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. 20 Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Ja, hy het dit gesê. Kom ons hoor wat Jesus die Christus met sy eie woorde sê oor God wees self. Dit is so duidelik in die woord van God geskryf, maar mense dink dat hulle opinies belangriker is as die woorde direk van Jesus die Christus. Laat ons hoor wat Jesus die Christus gesê het. Openbaring 21 vers 6 tot 8, uit die Arameese Bybel in gewone Engels. En hy het vir my gesê, hulle is klaar. Ek is Alab en ek is Taui die bron en die vervulling. Ek sal aan die dorstige verniet gee uit die fontein van die water van die lewe. En hy wat oorwin sal hierdie dinge beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my seun wees. Maar aan die bedees, die ongelowiges, die bose, die besoedelde, moordenaars, towenaars, hoereerders, afgodsdienaars en alle leienaars, hulle deel is in die brandende poel van vuur en swaal, dit is die tweede dood. Hoor dit nou weer. Dit is wat Jesus die Christus gesê het. Ek sal sy God wees en hy sal my seun wees. Eer aan God. Die getuienis van Jesus die Christus is meer as genoeg. Daar is niks of niemand geskep met 'n hoër getuienis van God self, Jesus die Christus. Verder openbaar hy sy oneindigheid aan ons wanneer hy sê dat hy die bron en die vervulling is. Jesus die Christus is die bron en vervulling tot in oneindigheid. Ons sal in die nabye toekoms hier bestudeer hoe Jesus die Christus die oneindige God is. Ongelowiges het geen geloof in God nie, want hulle glo nie regtig dat niks onmoontlik is vir God om te doen nie. God was meer as 2000 jaar gelede hier in menslike vorm. God het 'n menslike gestalte aangeneem wat ons as Jesus die Christus ken. Wat vir die mens onmoontlik is nie vir God onmoontlik nie. As jy nie glo wat geskrywe staan dat Jesus die Christus gepraat het nie, dan is daar 'n groot moontlikheid dat jy nie aan hom behoort nie. Geskryf in Johannes 10 van 26 tot 28, Afr 83 vertaling. 26 Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. 27 My skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. 28 Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Baie het as Christene begin en is nou deel van groepe wat glo dat Jesus die Christus nie God is wat in die vlees gemanifesteer is nie. 'n Afvallige is iemand wat sy rug op Jesus die Christus gedraai het en nie meer sy woorde glo nie. Soos dit in die skrif geskryf is. Dit word gevind in Johannes 6 vers 64 tot 66. Afr 83 vertaling. 64 Maar daar is party van julle wat nie in my glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie, en wie dit is wat hom sou verraai. 65 Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. 66 Hieroor het baie van sy disippels omgedraai huis toe, en nie meer saam met hom gegaan nie. Eer aan God. Soos jy kan sien, kan die woorde van Jesus die Christus vir ons wys wie hom werklik sal volg, en vir ons diegene wys wat sy woorde verwerp en nie meer saam met hom sal wandel nie. Let op die getal 666 in vers in samehang wanneer jy hoofstuk 6 en vers 66 sien. Kyk wat sê die skrifte dat hierdie mense saam met Jesus die Christus gewandel het, maar omdat hulle nie in sy woorde geglo het nie, dan het hulle nie meer saam met hom gewandel nie. Dit is interessant dat 'n afvallige aan die sisteem van die dier gekoppel kan word, aangesien afvalliges in hoofstuk 6 vers 66 genoem word. Ook almal wat nie in die woorde van Jesus die Christus glo nie, besef nie dat dit ten tye van hulle oordeel die woorde van Jesus die Christus is wat hulle sal oordeel nie. Jesus die Christus het gesê soos geskrywe is. Johannes 12 vers 48, Afr 83 vertaling. 48 Wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel. Die woorde wat ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel.
As hierdie lering jou geseën het en jy hou van hierdie video, teken asseblief in en gee 'n like aan die video's in hierdie kanaal. As die Heilige Gees jou gelei het om in Jesus die Christus te glo, moenie tyd mors nie en aanvaar Jesus die Christus as jou God en Verlosser. Hoe meer jy na die woord van God luister, hoe meer geloof sal jy kry. Vir diegene wat nie van God is nie, draai hulle weg van die woord van God. Vir diegene wat van God is, hulle luister na die woord van God. Jesus die Christus het gesê, Johannes 8 vers 47, Afr 83 vertaling. 47 Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Juist daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie. Laat Jesus die Christus in hierdie moeilike tye vir jou rus en vrede gee met die wete dat jy jou lewe in sy hande sal lê en hy jou die ewige lewe sal gee. As jy Jesus die Christus as jou God en Verlosser wil aanneem, laat weet ons, en ons sal graag saam met jou bid vir redding. Jou ewige verlossing is belangrik. Dit is die skrifture wat ons vandag vir hierdie studie gebruik het en laat ons oor jou redding praat. Ek hoop die Heilige Gees het jou gelei om te glo in Jesus die Christus as jou God en Verlosser. Die volgende geskrewe woorde van Jesus die Christus getuig van wat jy vandag gehoor het. Matteus 28 vers 19 tot 20, Afr 83 vertaling. 19 Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. 20 Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Ook Jesus die Christus het gesê in Openbaring 21 vers 6 tot 8, uit die Arameese Bybel in gewone Engels, en hy het vir my gesê, hulle is klaar. Ek is Alab en ek is die bron en die vervulling. Ek sal aan die dorstige verniet gee uit die fontein van die water van die lewe. En hy wat oorwin sal hierdie dinge beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my seun wees. Maar aan die bedees, die ongelowiges, die bose, die besoedelde, moordenaars, towenaars, hoereerders, afgodsdienaars en alle leienaars, hulle deel is in die brandende poel van vuur en swaal, dit is die tweede dood. Jesus die Christus het ook gesê soos geskrywe is in Johannes 10 van 26 tot 28. Afr 83 vertaling. 26 Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. 27 My skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. 28 Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Jesus die Christus het ook gesê soos geskrywe is in Johannes 6 vers 64 tot 66. Afr 83 vertaling. 64 Maar daar is party van julle wat nie in my glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie, en wie dit is wat hom sou verraai. 65 Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. 66 Hieroor het baie van sy disippels omgedraai huis toe, en nie meer saam met hom gegaan nie. Ook Jesus die Christus het die volgende gesê soos geskrywe is. Johannes 12 vers 48. Afr 83 vertaling. 48 Wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel. Die woorde wat ek gespreek het, sal hom op die laaste dag veroordeel. Hy het ook gesê, Johannes 8 vers 47. Afr 83 vertaling. 47 Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Juist daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie. As jy glo wat jy vandag gehoor het, dank God dan vir die lewe wat hy jou gegee het en dank God vir sy kosbare woord. Jy is vandag deur die Gees van God gelei om sy woord te hoor. God vra dat jy met jou mond sal bely wat in jou hart is. Praat met God op hierdie oomblik en maak dinge reg tussen jou en God. Moenie wag vir môre nie, want dan sal jy dalk nie lewe nie. Hoor ook die volgende. Romeine 10 vers 9 tot 10. Afr 83 vertaling.
9. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. 10. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. As jy gereed is om God se gratis gawe van verlossing te aanvaar, begin dan eers jou gebed deur te aanvaar dat jy 'n sondaar is en voor God gesondig het. Vra dan vir God om jou van al jou sondes te vergewe. Dan en dank God vir Jesus die Christus en sy dood vir ons. Vra God om vir jou sy gratis gawe van verlossing te gee. Bely dan met jou mond wat jy in jou hart glo dat hy vir jou gesterf het en dat hy uit die dode opgewek is. Laastens, vra Jesus die Christus om jou die ewige lewe te gee en vra hom om jou naam in die boek van die lewe te skryf. Dank God vir alles en sê enigiets anders wat jy in jou gedagtes en hart het vir hom. Die volgende stap is om gedoop te word en 'n disipel van Jesus die Christus te word. In die volgende studie in hierdie reeks sal ons 'n gebed deel vir diegene wat in gebed gelei wil word om God se gratis gawe van verlossing te ontvang. God seën jou en jou geliefdes.